Gerrit Marits van Brandvlei Chickens naby Talton in Gauteng is vanjaar aangewys as die 2025 Agriculture Gauteng Jong Boer van die jaar en hy kuier vandag hier in die ateljee by ons. Gerrit, baie geluk. Vertel ons bietjie meer van Brandvlei Chickens. Wat presies is julle besigheid? Brandvlei Chickens is 'n braaikuiken hoenderplaas. En ons doen so 600,000 hoenders 'n siklus. Ons is 'n kontrakgroeier vir Salgueiro fresh chickens. En hulle is ook die grootste varshoenderprodusent in die land. So ja, dis basies wat ons doen op Brandvlei Chickens. En hoe en wanneer het julle begin? Hoe het jy nou hierby uitgekom? Ons het Ek het so 'n paar jaar terug het ek 'n oproep gekry van die eienaar van Salgueiro af en gevra wil ek met hom 'n joint venture doen en ja, het was 'n groot besluit want wie doen so iets vir iemand anders en ja, toe vat ons nou maar met alles wat ons het aan en ja, ons is nou 4 jaar, Augustus was die plaas 4 jaar in produksie gewees. Het jy op 'n plaas groot geword? Ja en nee, ons het buite Ceres geboer op 'n familieplaas, maar weens tegniese redes het dit verbygegaan. So toe het ek my hoërskoolloopbaan eintlik in Bloemhof groot geword en in Jankendorp in landbouskool in die Rotte, baie mense sal dit so ken. So en maar vakansies op vriende van my pa se plase gaan werk. Want dis maar my passie. Boer is nog altyd van 'n klein seentjie af, maar wat ek wil doen. So. As ek aan hoenderboerdery dink, is die eerste 2 goed wat in my gedagtes inkom, 2 uitdagings waarmee julle sit en die een is voëlgriep en die ander een is beerdkrag. So kom ons begin met voëlgriep. Het julle al enige probleme ondervind en wat het mens in plek nodig om dit te voorkom? Toe voëlgriep so 3 jaar terug so erg was. Toe het dit 'n invloed gehad op die braaikuikenbedryf deur kuikentekorte ook. So die kuikenmaatskappye moes hoender ingevoer het, kuikens eiers eintlik ingevoer het van Brazil, weet ek het meeste van hulle gekom. So ons kuikenkwaliteit was ook nie meer wat dit was nie, want hulle gaan ook nie hulle beste eiers uitverkoop nie. So ons het baie gesukkel aan die braaikuikenkant. Ons siklusse, die oop tyd was baie langer geweest. So ons het bietjie siklusse verloor. So dit het nogal 'n finansiële impak gehad op die bedryf in daai sin, op die boere. En dit is ook maar ons het wat ons gedoen het, jou biosekuriteit, ons is gewoond aan biosekuriteit, maar jy nou maar net daai ekstra bietjie gedoen. Ekstra voedbarens, ekstra kalk gegooi, ekstra jou as 'n kar inkom, lyk dit erger of hy daai ou kar was wat die roller so is, wat die skuim so sit. So die ding is behoorlik geskuim en goed so. Dis maar alles wat ons probeer het. Nuwe sisteme ingebring, dubbelbootstelsels, handsprye, alles wat ons kan doen om te kan help. Of ons glo dit het gehelp, want ons wil nie gekyk het sonder dit nie. So ons glo dit moes help. So dit het julle daarom nog nie getref nie? Dit het ons nie getref nie, omdat die voëlgriep is meer in jou breeders. In jou ouer voëls, as ek dit so kan stel. Jou breeders is nou die henne wat die eiers lê, wat hatchery toe gaan, wat uitgebroei moet word. So dit val meer op die stadium, is dit wat gebeur het, meer daai deel geaffekteer. Dus ek maar eiertekorte gekom het. As ons praat oor beerdkrag en kragvoorsiening, waarom is dit vir julle bedryf so belangrik? Omdat veral as ek nou oor Brandvlei Chickens as sulks kan praat ook, maar meeste van die hoenderboere, alles is so geautomatiseer. So ons kan nie sonder krag nie. Sonder krag vrek jy hoenders. Nou kan ek van nie my krag betaal nie. So ons het 24 uur 'n dag het ons krag nodig, omdat alles geautomatiseer is en so dis 'n baie moeilike ding. Die beerdkrag, as mens finansiëel ook kyk, dis kragopwekkers wat moet loop. En as jy nie, baie keer diesel was op 'n stadium ook belaglik duurder gewees as nou. So nou kry jy Eskom rekening en jy kry 'n diesel rekening en eintlik moet jy die twee saam sit. So dan raak jou kragrekening astronomies vir die maand as gevolg van die hoeveelheid diesel wat jy nou ekstra moet brand.
Want dis ook nie 'n klein masjiene wat ons gebruik om so 'n plaas te laat hardloop nie. Ons gebruik so 500 kilowatt, soos 250 masjiene. Net om die plaas te hardloop. So dis regtig, dit kos jou baie geld eintlik. So het julle sonkrag. Ons het toe vir ons sonkrag opgesit. Baie bly daaroor. Dit het gemaak dat al die kostes op die Jennies, die 3-4 keer 'n maand amper dienste, al daai klas van goede wat ons, die diesel, by die Eskom afgebring. Want ons het vir ons panele opgesit, maar ons het ook vir ons batterye met inverters ook opgesit, sodat ons op piektye ook daai krag 'n bietjie kan eerder van die battery af gebruik, as wat ons van Eskom af gebruik, net om dit regtig die moeite werd te maak. En ons het van ons pompe hardloop op sonkrag, ons hekke hardloop als op sonkrag. So ons het alles probeer, soveel as moontlik oorgaan waar ons kan, maar om net sonkrag te gaan is, jy kan die Engels woord te gebruik, return on investment is nie regtig daar nie, is nie haalbaar op die stadium nie. Nou ek weet die beoordelaars kyk na gemeenskapbetrokkenheid. So hoe is jy by jou gemeenskap betrokke? Ek is in ons omgewing, is ek een van die brandkoördineerders, en dan behoort ek ook aan die Magalies Jongboer Vereniging, en daar word nou ook 'n golfdag weer gehou, wat hulle ook fondsinsamelings doen, en ja, by die brand is ek baie betrokke, want daar help ons, ek help fisies met alles by ons by die brand, want vir my is dit 'n belangrike ding, want ek wil nie my grond moet afbrand, maar ek wil ook nie my buurman se grond nie, ek wil ook nie sy buurman se grond moet afbrand nie. So dis vir my 'n baie, baie belangrike ding, en hierdie jaar moet ek sê, ons was baie geseënd gewees, die brande was minimaal gewees. So dit het baie gehelp, ons het brandbane laat brand, saam met die Working on Fire, ons al daai goed in plek gesit, sodat dit die omgewing kan beskerm. Waar laas jaar het alles afgebrand, ons hele grond het omtrent afgebrand. So dit is vir my persoonlik is dit van kardinale belang om by so iets betrokke te wees en aan te sluit. En so ek sal vir enige boer sê, sluit net aan, help net. Al vat jy water, al help net ergens. Verduidelik waar is die hekke. Sê vir my, het jy 'n 5-jaar plan, toekomsplan, 'n droom? Ja, ons het baie drome. Baie drome. So ja, ons hoop, as die slagpale uitbrei, laat ons ook nog kan uitbrei. Ons wil ons beeste meer maak, ons wil 'n voerkraal opsit. So ja, nee, ons het baie planne. So, Ons het nog nie oor die beeste gepraat nie, wat se beeste het jy? Ons maak store vet. Store is maar, vir die wat nie weet, dit is maar, ons koop maar skraaldiere in, nie net seegraal, ons koop skraaldiere in, en ons maak hulle vet, en ons verkoop hulle weer, het sy uit die hand uit, of aan slagpale, of hoe dit ook al sy, aan klein slaghuise koop by ons, hoërskool, Bekker koop ook by ons partykeer. So dit is maar ook deel daarvan ons by 'n omgewing om weer 'n bietjie te probeer help en terugploeg. Kom ons sluit af met 'n vraag oor jou familie. Getroud, kinders? Ja, ek is met 'n baie wonderlike vrou getroud. Dis eintlik, ek raak eintlik bewoe as ek aan dink. Sy is my steunpilaar, sy help my met al. Sonder haar sal ek nie bereik wat ek bereik het nie. Ek het 2 pragtige klein dogtertjies. Enetjie word nou 4 Januarie, ander ene word 2, dis ons klein terroris. Sy is baie besig. Maar ja, dis ongelooflik lekker, dis regtig. Ja, nee, hulle maak elke dag die moeite werd. Gerrit, baie dankie. Gerrit Marit se man met 'n hart vir sy familie en vir sy passie, en dit is boerdery. Hy is van Brandvlei Chickens daar in Talton, Gauteng, en aangewys as die Agriculture Gauteng Jongboer van die jaar.